Fantasties. Baie welkom by vanaand se erediens. Jong mense, het julle dit geniet? Dit is lekker om die Here te loof en te prys. Amen. Ek is opgewonde vanaand. Ek is opgewonde. Laas het ons gesels oor hoe ons moet kies om anders te wees in hierdie de mekaar en lelike wêreld. En dat as ons voorbeeld kan ons mense ook positief beïnvloed. Want hulle wil weet wat is in ons. En vanaand is my tema die voortreffelike gees in jou om aan te sluit by die vorige boodskap. Wil ek dan dis bietjie daaroor meer uitbrei vanaand. En die deel wat ek oor wil gesels is Daniël 6. Wie ken wat gebeur in Daniël 6? Kom enige hande. Weet julle wat gebeur in Daniël 6? Ken julle die storie van Daniël en die leeukuil? Wel, hy begin in Daniël 6. Amen. Maar dis nie waar ek heeltemal wil gesels nie. Ek wil gesels, Daniël was in diens van die koning of die gouverneur van daai tyd. En hy was aangestel om 'n klomp dinge te doen. En daar was 'n paar van hierdie bestuurders, waaronder Daniël dan nou een van hulle was. Maar Daniël was so goed, dat hy uitgesteek of uitgestyg bo alles en almal. En die woord van die Here sê vir ons in Daniël 6, hy het 'n voortreffelike gees in hom gehad. En dis die verskil, hoekom hy dan nou vorentoe kon beweeg en die ander het nie. Maar voor ek daarby kom ons verduidelik dit op hierdie volgende manier. Jy sien, as Christen, dit is een van twee maniere hoe ons kan reageer in situasies. Ons kan passief wees of aktief wees. Ons kan die gesindheid hê van 'n pasiënt wat sê, hallo, ek het hulp nodig, ag dogter, gee vir my 'n ou pilletjie, dat ek kan beter voel asseblief. Of jy kan die gesindheid hê van 'n soldaat wat sê, man, ek is reg vir vandag. Ek het by die Here ingebid en ek gaan die duiwel pak slaag gee vandag oral waar ek loop. Dink julle dit is moontlik? Kom ons gaan verder. Jy sien, as 'n passiewe pasiënt wat nou eienaar na 'n hospitaalbed lê, kan jy nie veel vir jouself doen nie. Jy kan selfs my sê, Dian, asseblief vat dit rustig, gee my eerder 'n woord van bemoediging of praat ons moed in vanaand. Of jy kan sê, nee man, ek is reg, die Here het met my kom gesels. Ek het nie nodig om iemand anders te vra om vir my te bid nie, ek kan self tot die Here bid en hy kan my antwoord. Dit klink bietjie voorbarig, nê? Nee. Jy kan self sê, ek kort 'n profetiese woord asseblief, Dian. Waar 'n soldaat sal sê, man, ek gaan by die Here self hoor. Hy sal my antwoord, want hy's getrou. Ek maak staat op hom. Julle moet een ding verstaan, hoor my hart vanaand. Daar's niks fout daarmee om 'n pasiënt te wees nie. Soms kry ons seer, né? Nee? Is dit nie waar nie? Hallo, alles gaan nie elke dag 100% nie. Partykeer loop dinge skeef. Jy het nie daarvoor gevra nie, it happens. En dis waar ons as kerk by mekaar moet staan en mekaar moet ophelp en sê, hier's my hand, kom ek help jou op, Boeta, kom ek help jou op, Sissa. Kom ons wees daar vir mekaar. Nie, hy het jy nou gesien wat het met daai ene gebeur of wat het met daai ene gebeur. Nou skinder ons, pleks van hom op te staan en te sê, kom, ek help jou op. So ja, dis waar ek vanaand met julle wil gesels. Dat ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet 'n verskil kan maak in hoe ons optree. Mense moet daai verskil kan sien. Jy sien, as jy nou kyk na die voortreffelike gees wat almal van ons in ons het. In die Engels sê dit vir my so mooi, dis the spirit of excellence. Wat maak dit so uniek? Hoekom was Daniël anderste? Wel, hy was getrou in alles wat hy gedoen het. Hy was nie nalatig nie. En hy het nie verkeerd gehandel nie. Met ander woorde, hy het die dinge reg gedoen. En baie keer, dink ek, vat ons shortcuts. Ons probeer 'n ding op die vinnigste, maklikste manier doen. En dan 99% van die tyd is dit die verkeerde manier. Praat ek die waarheid? Of stem julle nie saam nie? Julle is maar bietjie stil vanaand. Jy sien, die Here het my stil gemaak en het my gesê, kom Diantjie, dis nou ek en jy, nou gaan ons gesels. En ek gesê, okay Here, ek is hier, ek luister. En hy het vir my gesê, maak dit van toepassing op 'n paar plekke in jou lewe. En ons het begin byvoorbeeld die werksplek. Hy het vir my gesê, hoe getrou en eerlik was jy met jou dinge waar jy handel en wandel by die werk? En ek moes my kop laat sak in skaamte.
Jy sien, liewe jong mens, daar by die skool, of by die studente, campus, hoe eerlik en reguit is jy, wanneer iemand vir jou vra as jy 'n kind van God, of skram jy maar weg? Jy hoor wat ek vir jou probeer sê vanaand. Ek sê, okay, Here, baie dankie. Hy sê, nee, ek is nog nie klaar met jou nie. Hy sê, wat van jou huwelik? Hoe eerlik is jy in jou huwelik? Of was jy nalatig, het jy dingetjies gedoen en gesê wat jy eerder nie maar moes doen en sê nie. Met ander woorde in ons vriendskapverhoudings tussen ons pelle, hoe eerlik en reguit is ons met mekaar? Doen ons altyd die regte ding? Kan ons regtig sê ons tree op soos 'n Christen? Ek sê, okay, Here, ek hoor jou, ek hoor. Hy sê, nee, ek is nog nie klaar nie. Ek sê, goed, Here, wat's volgende? Hy sê, wat van ons finansies? Hoe handel en wandel jy met dit waarmee ek jou vertrou? Is jy regtig, kan jy goeie rentmeterskap toepas met dit wat ek vir jou gee? En ek moes my kop laat sak. Ek sê, okay, Here, dis nou genoeg. Hy sê, nee, dis nog net die begin. Hy sê, wat van die manier hoe jy my dien? Vertrou jy my? Dien jy my met oorgawe? Of dien jy my net Sondag? En dan Maandag het jy my weer vergeet of jy los my by jou huis. Ek sê, ja, Here. Hy sê, dit is wat ek van jou verlang. Jy sien, liewe jong mens, en miskien jy wat na die DVD of die video kyk nou, na die link. Ons moet deurdruk. Ons moet kan getrou wees. Ons moet kan standvastig wees in die geloof. Ons moet kan mense seën wat dalk sleg van ons praat. Of agter ons rug lelike dinge van ons kan wil sê of gaan sê. Ons moet kan vas staan op God se beloftes en sy woord. Dis nie altyd maklik nie. Jy sien, ons word met 'n vergrootglas dopgehou. Daar's mense die hele tyd kyk, wat doen daai en wat doen daai. Hy sê mos hy's 'n kind van die Here, maar jong, ek het nou weer gesien hoe maak hy vandag daar en daar en daar. Mense kyk vir ons. En as ons met 'n voortreffelike gees kan handel en wandel, gaan hulle kan sê, maar ons sien niks fout met hierdie persoon nie. Wow, daar moet regtig iets in hom wees, en ek soek daai iets. En dit was ook so met Daniel. Maar ja, hulle kon nie fout vind met hom nie. Dit was so, dat hulle moes plannetjies bedink, oor hoe kan hulle hom nou kniehalter, hoe kan hulle nou, want hulle het jaloers geraak op hom, jy sien, want hoekom kan hy so suksesvol wees met alles wat hy moet doen? En so het hulle na die koning toe gegaan en gesê, maar, jy moet nou 'n wet opstel wat sê, dat ons mag net na jou toe kom om raad te vra, koning, ons mag net na jou toe kom om jou te aanbid, en as jy enigstens iets anders te aanbid, of vra vir raad, dan moet jy nou in die leeukuil gegooi word. Dit moet die straf wees. En daar kom Daniel in die leeukuil storie nou vandaan. En raai wat? Daniel was nie bang nie. Hy het die voortreffelike gees van God in hom gehad. Hy het in boldness, wat is die regte woord in Afrikaans? Man, hy het nie 'n bang haar op sy kop gehad nie, nee. Hy het in boldness voor 'n oop venster gaan bid 3 keer 'n dag. Nie daar gaan wegkruip en gebid, ag Here, moenie dat hulle my sien nie, nee. Hy het daar gestaan en aanbid vir die Here, gevra vir raad, vir hulp, 3 keer 'n dag, waar almal hom kon sien. Needless to say, die arme koning moes toe nou maar doen wat hy gesê het, hy gaan doen, en hy laat gooi vir Daniel in die leeukuil. Ek dink nie daai aand baie lekker geslaap nie, want hy was maar hartseer, want hy het nou sy beste bestuurder in die leeukuil laat beland. Deur 'n ding wat hy laat onderteken het, of geonderteken het. En julle weet wat gebeur. Hy het die volgende oggend wakker geword, en hy het hom gehaas na die leeukuil toe. En hy het gesê, Daniel, het jou God jou gered? En julle weet wat? Daniel kon baie dinge sê, en wat was sy eerste woorde wat hy gesê het? So waar as wat u die koning lewe, ja, my God het my gered. Met ander woorde, hy het eers nog die koning geseën, en toe al die eer nou vir die Here gegee. En dis boldness, dis karakter, ouens.
En dit is die voortreffelike gees. Jy sien, wanneer jy as kind van die Here jou hart vir die Here gee, en jy raak 'n kind van die Here, dan deponeer die Koning Jesus sy Heilige Gees in jou. Jy word vervul met die Heilige Gees. En jou gees en die Heilige Gees raak een. En dan het jy die voortreffelike Gees in jou. En kan ons regtig waar, sonder baie moeite, probeer om dit elke dag tentoon te stel. Ek glo met my hele hart, dis wat ons moet doen vir hierdie jaar wat vir ons voorlê. Jy sien, want as die duiwel jou gaan kom lastig val met beproewings en versoekings, waar gaan hy jou kry? Gaan hy op jou knieë kry, besig om die Here te loof en te prys en te aanbid en te vra vir raad? Of gaan hy jou kry waar jy wegkruip? Want jy skaam jou vir die evangelie, jy skaam jou vir die Here Jesus. So, ek wil half 'n beroep doen op almal van julle vanaand, en dit is, kom ons staan op vir Jesus, kom ons hê daai boldness, want hoekom? Hy het vir ons opgestaan. Amen. So, dis in kort my boodskap, en ek hoop dit beteken vir julle iets. En mag dit met julle goed gaan hierdie week wat voorlê, en mag die Here regtig vir julle deurkom op die gebiede waar julle voorbidding voor vra, en met hom deel maak in julle elke dag se bestaan. Nou maar toe, baie dankie. Amen. As hy